Vriende, goeiemôre. Mag die Here vir julle ryklik seën, terwyl ons besig gaan wees met die woord van die Here. Voor ons by Handelinge 17 kom ons sluit net ons oë, en dan vra ons net, Here, soos wat ons gesing het, my hele wese roep nou, dat ons hele wese ook ontvanklik sal wees vir God se woord. Here, ek het geluister na die gebed wat gebid was aan die einde van ons tyd van lof en aanbidding, en dis 'n gebed van dankbetuiging, is 'n gebed van lofbesing aan die koning van alle konings, die Here van alle Here. U Here sit op u troon en u voorheerskappy. Kom sit ook asseblief op die troon van ons lewens. Here, ek bid dit in opregtheid, want ek weet vandag se woord sny in daardie rigting, dat u op die troon van ons lewens sal sit, en dat u ons sal gebruik, soos en wanneer u wil. Irrelevant, my persoon, waarmee ek besig is, my tyd, en waarby ek betrokke is. Word verheerlik deur die lewens van u kinders, wat vandag dan ook spesifiek na hierdie boodskap luister. Amen. Vriende, ons lees Handelinge hoofstuk 17, ek lees slegs die eerste 5 verse, ek gaan preek oor die hele gedeelte, u sal sien ek probeer hoofstuk vir hoofstuk, hierdie preekboodskappe bestuur. Ons is nog steeds natuurlik besig met ons voëlvlug oor Handelinge, en die oorkoepelende tema is hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees. En in hoofstuk 17 gaan ons weer eens sien hoe dat Paulus kragtig deur die Gees optree en getuig en preek en deur die Here gebruik word. Vers 1 tot 5 en dan gaan ons verse 22 tot 31 lees. Toe het hulle deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte, en dit uitgelê en aangetoon dat Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke, en 'n groot aantal van die aansienlike vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig, en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem, en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Nou kom ons kyk na vers 22. Paulus is op hierdie stadium in Athene. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur die mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid
aan goud of silwer of steen of die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan almal, al die mense, oral, dat hulle hom moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Net tot sover die woord van die Here. Vriende, vandag onder die oorkoepelende tema van hoe om te lewe onder die krag van die Heilige Gees, vra ons die vraag hoe om 'n beter getuie te wees. Nou vergun my net vir 'n oomblik ter inleiding, en ek sê dit net en ek wil hê jy moet daaroor dink. Dink aan die impak wat jou baas het. Wanneer jou baas vir jou sê, jy moet so laat by die werk wees. Dink aan die impak wat jou sportafrigter het, of jou sportprogram, wat vir jou sê, jy moet binne hierdie oefenprogram bly, sodat jy fiks kan word en die doel behaal wat jy graag wil behaal. Dink aan die krag wat die onderwyser het. Wanneer die onderwyser sê, Saterdag sal julle, doetjie. Of môre skryf julle 'n toets, al het julle nie vooraf kennis gekry. Jy kan kla, jy kan hulle waai opskop, maar môre is daar 'n toets. Die werkgewer, die sportafrigter, die onderwyser en die lys gaan aan en aan, van wêreldse sisteme wat 'n woord spreek en almal spring. Ons het as verlosser en vriend die koning van alle konings. En tog wanneer ons teenoor hom 'n toewyding of 'n commitment het, kan ons maklik die toewyding of commitment op sy stoot, omdat die baas, of omdat die onderwyser, of omdat die klas, of omdat die sportafrigter die woord gespreek het. En ons het die koning van alle konings, wat ons Here is. En eintlik behoort hy eerste prioriteit te kry. So ons vra die vraag hoe om 'n beter getuie te wees, en ek gaan vandag vir u probeer verduidelik, dat ons moet verstaan dat die oomblik wanneer jy aanmeld vir diens by die Here Jesus Christus, dan sal jy teenkanting beleef. Maar die opbrengs is nie in jou hande nie. En nou ek onthou, die dae toe ek in die gym gesit het, want ek was ook daar, as ek aangehou het met daai oefenprogram, en die eetplan, dan sou ek dalk 10-10 vandag soos Arnold Schwarzenegger so gemaak het en die knope spring af. Nou staan ek hier vandag en van my klere is 'n bietjie groot vir my lyf. As ek maar net by die oefenprogram gebly het. Ek wil graag 'n beter getuie wees vir Jesus. Maar dit gaan toewyding vat. Dit gaan dissipline vat. En julle wat hier sit vanoggend weet waaroor gaan toewyding en dissipline. As jy nie by die toewyding en die dissipline bly in die saak waarvoor jy dit doen nie, dan kan jy nie verwag om die opbrengs te kry. En wat ek opmerk met ons as kinders van die Here, is dat ons dissipline en toewyding is baie sterk, tot en met ons die teenkanting beleef. En dan val ons terug. En ons gaan dan vanoggend kyk na 3 gemeentes en 3 verskillende reaksies op die prediking van die evangelie. So, voor jy terugduins, wanneer jy weer teenkanting beleef, en dis 'n goeie maatstaf ook vir jou materiële vleeslike lewe,
As jy begin met 'n oefenprogram, doen dit goed, doen dit deeglik, jy moenie terugduins nie, as die eerste seerspiere kom nie. Onthou net altyd Jesus eerste die koning. Moenie laat jou oefenprogram Jesus verbyvat nie. Moenie laat jou baas Jesus verbyvat nie. Moenie laat die skool Jesus verbyvat nie. Dan is ons op 'n goeie fundament. Maar hier is goeie dissiplines vir ons daaglikse lewe. Wat ook al jy begin, bly gedissiplineerd. Al kry jy seer en al is dit moeilik. Maar veral dan in die konsep en die tema van vandag se boodskap, hoe om 'n beter getuie te wees vir die Here Jesus, want die opbrengs is nie in jou hande nie. Die dissipline is in jou hande, maar nie die opbrengs nie. En as ons vanoggend 'n vraag moes vra vir u, wie van u het al 1 of 2 of 3 mense na die Here Jesus Christus toe gelei? Dan weet ek nie wat sou die antwoord wees nie, en ek gaan nie vra dat julle julle hande opsteek nie. As ek vir jou moes vra vandag, hoeveel van daardie mense, as jy die geleentheid al wel gehad het, het jy 'n disipel gemaak om te doen wat jy doen? Dan sou die statistieke baie ver afval. Ek weet dit, want ons almal is saam skuldig. Maar miskien is dit omdat ons die hele tyd dink dat die produk is in my hande. En omdat ek nie die produk kon lewer het, staan ek terug en sê, Here, ag, hierdie is nie die moeite werd nie. Ek gaan nie aanhou met hierdie ding nie. En die Here Jesus wil ons vandag 'n ander perspektief gee met betrekking tot ons toewyding en dissipline in ons verhouding met hom. So die heel eerste stad van wie ons gaan praat is die stad Thessalonika. En interessant genoeg in hoofstuk 17 vers 1 tot 9 is dit baie duidelik dat hierdie stad die evangelie weerstaan het. Hulle die woord van God weerstaan, alhoewel daar natuurlik ook mense is wat geglo het en na die Here Jesus Christus toe gekom het. So, julle sal onthou as ons net vir 'n oomblik kan terugstap, ons was laaste in Filippi gewees, by die tronkbewaarder en wat wonderbaarlik tot bekering gekom het. Hy was nie die enigste ene nie, daar was ander mense wat ook bekering gekom het, maar ons het net so 'n klein bietjie gesels oor hom baie spesifiek. En dan die effek van die prediking van die evangelie en hoe hy en sy huisgesin gereageer het op die prediking en hulle toewyding tot die Here Jesus. Nou Thessalonika bestaan vandag nog steeds. Dis 'n dorpie met die naam Salonika en dis in Noord-Griekeland. Amazing. Julle sal nou vanoggend sien, ons gaan 'n bietjie deur daai wêreld reis. Ek het so wens dat ek dit eendag met my eie oë sou kon sien. Maar wat vir my interessant is in hierdie gedeelte, soos Paulus nou van Filippi af Thessalonika toe gaan, skiep hulle 2 dorpies. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Apollonie en Amphipolis. Nou hoekom hulle die 2 dorpies geskiep het, weet ek nie. Maar dit kan wees dat die dorpies klein was en dat hulle die idee het dat daar waar hulle die evangelie van gaan verkondig, dat mense tot bekering sou kom en dat hulle dalk later van tyd sou teruggaan na hierdie 2 klein dorpies toe. Maar ons is in Salonika en ons is in Noord-Griekeland op hierdie stadium. Op daai stadium was dit die hoofstad van Macedonië. Nou Macedonië, elke keer as jy in die Nuwe Testament lees van dit, dan praat dit van Griekeland. Macedonië is Griekeland. Op daai stadium was dit 'n baie belangrike handelsroete. Daar's 'n klomp hoofpaaie, die N2, die N3, die N12, almal het daar bymekaar gekom in Griekeland. En so jy het geweet, jy het mense van alle stede wat soontoe kom. So dis 'n hub. Dis 'n sentrum, dis 'n spulpunt. As jy daar die evangelie kan aflewer en iemand ontmoet die Here Jesus, gaan hulle op hy handelsroete terug na hulle dorpe en die ander stede en so versprei die evangelie. So is 'n baie belangrike dorp gewees en wat 'n bonus was. Dit was soos PE. Hulle het 'n hawe gehad. Nou dink 'n bietjie by jouself, die N2, die N3, die N12, al die enne wat daar bestaan, kom al bymekaar en jy het 'n hawe. Nou ek weet nie wat se roetes noem hulle die seeroetes nie, ons is maar net die seeroetes. Maar daai seeroetes gaan die hele wêreld vol. En kan julle sien hoe die Here werk? Kan jy nou begin dink, hoekom is jy in Port Elizabeth? Hoekom het die Here jou in Port Elizabeth gesit? Dink julle dis per toeval dat die N2 hier reg deur ons dorp ry? Dink julle dis per toeval dat ons 'n hawe stad is? Dink julle dis per toeval dat ons feitelik aan die suidpunt van Afrika sit? Dink julle dis per toeval dat ons feitelik in die middel sit tussen Kaapstad en Durban, die 2 groot hawens van ons land?
As jy ingery het, het jy so 'n bietjie petrol nodig. Hoe amazing is dit dat Port Elizabeth in die middel sit. Is nie sonder rede dat ons hier is. Maar nou wil ek hê, julle moet sien wat Paulus gedoen het, want hierdie is baie belangrik. Ons wil weet, hoe kan ons 'n beter getuie wees vir die Here Jesus? Nou, ek kyk na wat Paulus gedoen het, en ek vat dit as die benchmark. Ek sê, kyk na Paulus, en dan probeer ons doen wat hy gedoen het. Baie pragmaties. Hoofstuk 17 vers 2 tot 3, as julle wil volg. Die eerste ding wat hy doen is, hy spreek. Nou wat is spreek in typiese kombuis Afrikaans? Hy praat met die mense. Wie van julle kan praat vanoggend? Okay, nee, is 'n paar wat nie kan praat nie. Kom ek vra eerder, wie kan nie praat nie? Okay, nou kom ons vra weer, wie kan praat vanoggend? Okay, en ek sien party kan 2 of 3 tale praat. Amazing. So kan ons doen wat Paulus gedoen het. Kan ons met mense praat? Dankie, julle moet my help. In die Engels praat dit van he reasoned. Nou wie van julle was al so 'n bietjie in 'n gesprek waar jy gedagtes uitruil? Nee, my span is die beste, nee, jou span is die beste. Dis ja, okay, kom ons los dit daar. Goed, die volgende ding wat hy doen, hy het uitgelê. Dit gaan oor explain. Wie van julle het al iets vir iemand explain? Kan ek sien? Okay, jy verduidelik vir hulle. As julle vir iemand moet verduidelik waar is ABKPI, die kerkgebou, wie van julle kan dit doen? Ons kan dit doen. Wie van julle kan vir enige iemand verduidelik wie is Jesus? Enige iemand. Wie kan dit nie doen nie? Okay, nou moet julle versigtig wees, want julle almal hier wat hier sit is Christene. So ons kan ook verduidelik net soos Paulus. En dan, die laaste een wat daar staan is, hy het aangetoon. Nou in Afrikaans is dit so 'n klein bietjie van 'n swak woord, maar as jy na die Engels kyk, dan sal jy sien is 'n beter woord. Hy het aangetoon. En ons prokureurs gaan nou aanklank vind. Want die Engels sê proved. He proved in 'n sekere sin who Jesus was. Verstaan julle proved? Bewyslewer van wie is hierdie Jesus. So nie net het ons nodig om te praat met mense nie, nie net het ons nodig om uit te lê of te explain nie, ons moet kan bewys lewer. Nou ek wonder wie van ons kan bewys lewer van wie Jesus is, wat hy gedoen het, en hoe hy my lewe verander het, en hoe hy iemand anders se lewe kan verander. Ons kan. Vriende, ek is eerlik met julle, ons kan dit doen. Want hoekom kan ons dit doen? Want wanneer dit gaan oor die koning van alle konings, wat my Here en my Skepper en my Verlosser is, dan is dit sy gees wat my die krag gee. En ek wil hierdie benoudheid, hierdie bangheid uit ons gemeente uitruk vanoggend. Ek wil met 'n baie skerp mes kom en dit uitsny en sê dit het tyd geraak dat ons as ABKPI ophou bang wees vir die wêreld daar buite, want dit het gebeur met Paulus in Thessalonika en daar was 'n volksopstand. En hulle moes Paulus en Silas wegsteek en toe gryp hulle vir Jason, sleep hom voor die hof. Nou hy het nou genoegsame versekering gegee. Ek weet nie of hy 'n boete moes betaal en of hy net sy hand op skrif moes sit met 'n verklaring dat ek gaan nie meer hierdie mense huisves nie. Ek weet nie wat het gebeur daar nie. Maar Jason se statement het gewerk. En Paulus en die reisgeselskap is daar weg. Maar interessant genoeg, ietsie wat ek net vir u wil bysit, net ter inkleer van spreek, uitlê en aantoon, kan julle sien wat Paulus gespreek, uitgelê en aangetoon het. Dit is een van ons sleutelwoorde in ons studie van Handelinge. Wat is so belangrik aangaande hierdie Jesus? Wat maak Jesus anders? Daar's net een ding wat hy gedoen het, wat niemand anders kan doen nie. Jesus het opgestaan uit die dood. Amazing. Asemrowend. En nou die mense kom en hulle het 'n hele argument daarso en hulle sê, ja, maar hierdie Paulus kom verkondig 'n ander koning. Nou kan ek net gou vir julle sê, jy weet, hierdie ding pla my ook eintlik nogal baie. Want dis Jode wat kom sê dat hierdie Paulus verkondig 'n ander koning. En hulle is nie baie great oor die keiser nie. Hulle like hom niks nie, om die waarheid te sê. En tog, om Paulus en sy reisgeselskap in die evangelie
uit hierdie stad uit te kry, kom staan hulle by keiser en sê vir die stadsowerhede, hierdie Paulus verkondig 'n ander keiser, 'n ander koning. En eintlik is hy die koning. Wys jou net hoe korrup hulle harte was. Mense sal teen hulle eie gemoed ingaan, hulle sal hulle eie hart verkrag, as ek daai lelike woord mag gebruik, as hulle teen die evangelie wil wees. So vriende, ons moet dit verwag, dat wanneer jy die goeie nuus van Jesus gaan bekend maak, gaan jy met teenkanting te doen kry. Maar onthou hierdie ding, die produk is nie in jou hande nie. Die dissipline, die toewyding is in jou hande. Moenie ster tussen die bene weghardloop wanneer jou getuienis oënskynlik geen impak maak nie. As jou getuienis die basiese en die kernelemente van die evangelie insluit, sal God die werk doen. Jy kan net aanbeweeg na die volgende stad, die volgende persoon. En dis wat Paulus en Silas gedoen het. Goed, in die nag stuur hulle nou weg. Nou vind hulle self in 'n volgende dorpie. Volgende dorpie se naam is Berea. En Berea aanvaar die woord van God. Is dit nie mooi nie? Berea aanvaar die woord van die Here. Hoofstuk 17 vers 10 tot 15. Ons het dit nou nie gelees nie. So in die nag is Paulus en Silas weg uit Thessalonika, maar dit is vir my so interessant, want God het 'n plan. Ek weet nie of julle dit raak gesien het toe julle die teks gelees het nie. God het 'n plan. Nou, Timoteus was op daai stadium nie by Paulus en Silas gewees nie. Ek is nie seker hoekom nie. Maar God se plan. En ek dink dis deel van hoekom hy nie by hulle was nie. Onthou julle, Timoteus was nie heeltemal volbloed Jood nie. Hy was eintlik 'n Griek ook gewees. En alhoewel die mense in Thessalonika 'n ooreenkoms gehad het met Jason om Paulus en Silas uit die dorp uit te hou, kon hulle eintlik nie vir Timoteus daar uithou nie. So hulle stuur daai twee weg, maar ek dink, net so tussen my en julle, ek dink, dis wat gebeur het. Ek dink Timoteus het later teruggegaan na Thessalonika. En hy het as 'n disipel van Paulus die werk voorgesit in Salonika. Kan julle die waarde van 'n disipel sien? Want jy word dalk verhinder om iets te doen op 'n bepaalde plek. Maar wonderlik om te dink dat as jy 'n disipel het, mag hy dalk die ou wees wat daar ingaan. Alle eer aan die Here, want God het altyd 'n plan. So Paulus gaan ouer gewoonte en nou hier's 'n volgende element. En hierdie ding ook vir my is baie groot vanoggend, is baie swaar op my hart. En daarom gaan ek hom deurdruk en deurdryf. Paulus gaan ouer gewoonte eerste na die plaaslike sinagoge. Nou wat gebeur by die plaaslike sinagoge? Dis die plek waar die Jode bymekaar kom vir kerk. Maar is al die Jode gered? Is al die Jode reg om te sterf? Is al die Jode reeds ingelig met betrekking tot hierdie koning wat hulle aanbid, wat hulle eintlik nie eers weet nie? Wie se seun Jesus is? Nee, hulle is nie. As ons dit in vandag se taal moes verduidelik, waartoe moet jy eers gaan? Eerste kerk toe gaan. En nou is ons geskool deur die jare, deur al die passievolle evangelis dominees, wat ek ook is. Julle moet uitgaan in die wêreld daar buite. Julle moet die evangelie daar gaan verkondig. Maar wat sê die woord van die Here vir ons? Wat leer ons by Paulus? Waartoe moet jy eerste kerk toe gaan? Jy kan nie uitgaan in die wêreld nie. Jy kan nie in die donker en vuil paaie van die mensdom gaan rondbeweeg as jy nie eerste in die kerk was nie. En wat 'n voorreg dat ons vandag hier is. Kan jy môre uitgaan? Ja. Maar nou interessant genoeg, nou dink ons altyd dis daar ver. Dit moet die ver lande wees waar jy moet vlieg. Dit moet die ver lande wees waar jy met 'n 4x4 moet gaan ry. Nou ek het nou nie 'n 4x4 nie, so nou word dit my ontneem. Jy moet met 'n boot soontoe gaan. Of jy moet tussen mense gaan loop waar jy die hele tyd moet check waar jy goed in jou sakke. Iemand gaan by my steel, of hier gaan 'n ou agteruit 'n bos uitkom en hy gaan 'n mes hier in my keel druk. Dis wat ons geleer is in die kerk. Moet dadelik uitgaan na daai plekke toe. Vriende, nee. As ek kyk na die woord van die Here en ek kyk na Paulus se sendingreise, 3 sendingreise
enkele sendingreise en die impak daarvan deur al die eeue, dan wil dit vir my voorkom, Paulus het die wenresep gehad en ons het dit gemis. Omdat ons die heeltyd die las op die gemeente se skouers druk dat julle moet uitgaan in die strate en op die onveilige plekke. Dis nie wat hier staan nie. Paulus gaan eers na die Joodse sinagoge. En interessant genoeg hier in Berea vind hy 'n klomp mense binne die Joodse sinagoge wat geweldig geïnteresseerd is en geweldig ontvanklik vir hierdie woord. Maar het julle gesien wat hulle gedoen het? Hierdie mense van Berea wou graag vasstel of dit wat Paulus sê die waarheid is. En daarom vat hulle sy woord, hulle vat sy prediking en wat doen hulle? Hulle gaan terug na die Ou Testament toe. En wat vir my nog meer interessant is, nie net een keer 'n week nie, en hier's 'n groot waarheid, nie net een keer 'n week nie, hierdie mense van Berea het dag tot dag bymekaar gekom. En die skrifte ondersoek om te sien of dit wat Paulus preek ooreenstem met wat in die Ou Testament geprofeteer is. Die blymoedige, ontvanklike mense van Berea, en jy gaan hulle ook vind. Mense wat goedsmoeds sê, dankie Tiaan, dankie jy, dat jy hierdie woord vir my gebring het, maar ek wil seker maak, stem dit ooreen met wat die Bybel sê. En dis hoekom ons wat ABKPI is, 'n Bybelse gedrewe gemeente is. Want enige ding wat jy vir my sê, enige ding wat jy vir my vra, sê ek altyd, kom ons kyk wat sê die woord van die Here. En daar's baie mense wat nie hierna wil luister nie. Hulle wil nie, hulle wil ook nie doen wat dit sê nie. Daarom val hulle weg langs die pad. Die gelowiges van Berea, die duiwelse sendelinge van Thessalonika uitgelewer. Hoekom sê ek dit? Want alhoewel die mense van Berea ontvanklik was vir die evangelie, ek weet nie of julle gesien het wat gebeur het nie. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe nie. Maar op een of ander way het iemand uitgevind, Paulus en Silas is in Berea. En alhoewel die mense van Berea ontvanklik was vir die evangelie, was die mense van Thessalonika nie. En toe jy weer oë uitvee, wie's in Berea? Die mense van Thessalonika. Nou wonder ek hoe dit gebeur. Miskien was dit Timoteus, wat verder gegaan het met die werk. Miskien het iemand anderste wat tot bekering gekom het in Thessalonika, begin getuig van wat die Here vir hulle gedoen het. En toe hulle begin gesels oor, maar waar is hierdie Paulus? O nee, hy's nou in Berea. En toe vind die slegte Jode uit wat aan die gang is. En wat doen hulle? Hulle gaan probeer 'n oproer begin in Berea. Maar nou ja, die mense van Berea was nogal slim geweest en hulle vat Paulus na die see toe. Jou teks moet oop wees voor jou. Vat hom na die see toe en sit hom op 'n skip na 'n volgende dorp toe. So, vriende, hier's 3 gedagtes. Met betrekking tot wanneer jy mense ontmoet wat die evangelie ontvang, hulle wil dit ondersoek aan die Bybel, wat reg is, hulle moet dit doen asseblief, hulle moet jou check of jy die waarheid praat, en selfs al kom daar teenkante. Dis duidelik dat God sal voorsien dat daar altyd mense sal wees wat erns sal maak wanneer hulle die evangelie hoor. Jy moet net aanhou en aanhou en aanhou. Dis die dissipline wat in jou hande is. Daarbenewens moet ons die skrifte, baie belangrik, goed ken. Hoe kan jy die skrifte goed ken? Hoe moet jy dit doen? Wat is daai dissipline? Daaglikse Bybelstudie en notas maak. Daaglikse Bybelstudie en notas maak. Jy moet die skrifte goed ken sodat ons ook saam hierdie hoorders met hulle gesprek kan voer oor die waarheid waarin ons onderrig is, sodat ons hulle kan help om self ook disippels van Jesus te word. In die 3de plek, daar is weinig nut. Nou moet julle baie mooi luister, asseblief vriende. Nog 'n paar minute wat julle moet vasbyt, haal gou diep asem. Vat aan jou neus. OK, krap so 'n bietjie jou kop want ek weet hy juk, maar jy wil nie jou kop krap nie, want wat gaan die mense sê? Hy het luister. Maar my kop juk nou, so ek moet so 'n bietjie krap hier en daar. OK, maar ek het nie luister nie. Ek het my hande gewas. Luister gou aandagtig. Laaste gedagte by 'n gemeente of mense wat die evangelie aanvaar, toets dit aan die skrifte. En om eerste kerk toe te gaan. Hierdie is al die goed wat ons leer by Paulus. Eerste kerk toe en dan stuur die Here jou uit in die wêreld daar buite. Eers by jou werk, by jou sport, daar waar jy stokperdjie beoefen.
Al die ander plekke, in jou familie, by jou huisgesin, die Here begin daar, in konsentriese sirkels. Hy begin by die middel, en dan werk hy uit, en wanneer die Here jou roep vir 'n ver land, dis 'n ander ding. Wanneer die Here jou roep om na die township toe te gaan, is 'n ander ding. Wanneer die Here jou roep en hy plaas daai roeping op jou hart en sê, gaan na die taxi rank toe, dan kom dit van die Here af, jy moet dit gaan doen. Maar die Here begin met ons, wat die gemeente is, hier op 'n Sondag. En jy bly hier, vir altyd. En jy eer die skrifte hier, vir altyd. Jy word gevorm hier, vir altyd. En dan in die week gaan jy uit in hierdie konsentriese sirkels. Maar daar's weinig nut, indien enige, om gereeld die goeie nuus te deel, en nie disippels van daardie mense te maak nie. Hier is 'n groot waarheid. Ek is dankbaar ons kerk het 'n hele klomp mense hier vandag, teenoor die Here, want hierdie naweek is ook Mighty Men. Ek het nie 'n gewetensbeswaar teen die prediking van die evangelie nie. Ek ondersteun dit op elke plek. Maar daar's weinig nut, indien enige, om gereeld die goeie nuus te deel, en nie disippels van daardie mense te maak nie. Hoor julle wat ek sê? Mighty Men is 'n groot beweging, die evangelie en ander goed word verkondig. Van disippelskap hoor ek nie baie nie. 1 of 2 of 3 of 10 vind landingsplek na so 'n geleentheid by 'n Bybelse kerk. Hulle is nie baie nie. Die statistiek is baie klein. En daarom wil ek graag al my staat, al my ywer, al my tyd, al my toewyding, wil ek sit op die plek waar die goeie grond is, waar daar goeie opbrengs is. Niemand van julle gaan 'n oefenprogram aanpak as jy weet jy het net nodig om 2 sit-ups te doen en 2 push-ups elke dag en jy moet net Kellogg's cornflakes eet in die oggend. En die eetkundige gaan vir jou sê, oor 'n maand gaan jy terugkom en jy gaan spiere hê sodat jy die knope van jou klere gaan afruk. Jy gaan dit nie doen nie, want jy weet dis nie 'n goeie oefenprogram nie. Ons wil in die gym wees waar die Here Jesus ons coach is en ons sê, doen dit. En hy is besig om dit vir ons te doen, vriende, dis wat dit is. Die derde stad, en ek gaan afsluit met hom, jy moet nie nou jou Bybel wegsit nie. Ek sê net dis die derde stad, is die laaste een, is Athene. Athene bespot die woord van die Here. Handelinge 17 vers 16 tot 34. Ek het reeds gesê, jy moet verwag dat die oomblik wanneer jy aanmeld vir diens by die Here Jesus Christus, sal jy teenkant in die oë staar. Maar die opbrengs is nie in jou hande nie, net die gehoorsaamheid. Dis al wat jy moet doen. Ek sou dit geweldig geniet het om hierdie stede, soos ek net gesê het, van Griekeland te gaan besoek. Baie van die besienswaardighede van Paulus se tyd is nog steeds daar. Dis asemrowend. Maar Paulus arriveer nie in Athene as 'n toerist nie. Hy arriveer daar as 'n sielewenner. Nie 'n toerist nie, maar 'n sielewenner. Ons behoort in hierdie wêreld uit te gaan as sielewenners. En ek dink ons mis dit meeste van die tyd. Ons dink ons gaan uit om te gaan werk. Ons dink ons gaan uit om geld te verdien. Ons dink ons gaan uit vir ons besigheid. Ons dink ons gaan uit vir ons familie. Ons dink ons gaan uit vir ander dinge en ons vergeet ons gaan eintlik uit in die wêreld as sielewenners. Dis waartoe die Here jou geroep het. Maar nie die sielewenner wat ons gekondisioneer was nie, nee. Vriende, ons leer by Paulus vandag. Daar waar die Here jou gesit het. En op hierdie stadium was Paulus in Athene en sy hart was stikkend. Op daai stadium was Athene polities en ekonomies besig om agteruit te gaan. Baie soos Suid-Afrika. Polities, ekonomies gaan hulle agteruit. Ons land is besig om te vou. Maar interessant genoeg dieselfde met Athene. Akademies, gedrewe en kultuur. Akademie en kultuur het voorop gestaan. Dit was die pinnacle van Athene. Kan julle die similarities sien tussen Athene en Suid-Afrika? Uiteraard met al hierdie kultuur,
die klem op kultuur, uiteraard met al hierdie akademiese druk, kan ons ook verwag dat binne Athene dit 'n sterk heidense afgoderry sou bevorder het. Filosofie van alle soorte en alle godsdienste en goddelose praktyke sou aan die orde van die dag wees. En dit was ook daar in Athene. Die Griekse godsdienst het hoogtyd gevier en ja, die ding met die Griekse godsdienste was basies maar in wese 'n vergodeliking van alle menslike emosies en van natuurkragte. Dis wat Griekse godsdienst is. Hulle vat 'n emosie en hulle maak dit 'n god. Hulle kyk na 'n natuurkrag en sê dis sy naam. Dis die Griekse godsdienst. En wanneer jy die verhale lees van hierdie gode, julle ken hulle almal, Zeus en Poseidon en al daai Griekse gode, dan gaan jy agterkom as jy hulle verhale lees, vriende. Hulle is eintlik slegter menslike goed as wat hulle gode is. Goed wat nie pas by 'n god wat moet heerskappy voer oor mense nie. Eintlik net slegte mense. Iemand het op 'n stadium gesê van Athene, in Athens, it was easier to find a god than a man. So baie gode het hulle gehad. En natuurlik, Paulus het van die filosofiese denkrigtings daar raak geloop, julle lees van dit, ek gaan dit nie nou lees nie, vers 18. En die ding met die Atheners, hulle was baie oop vir geselsies. Hulle het daarvan gehou om gesprek te voer. So as jy in Athene kom, jy weet, iemand het onlangs vir my gesê, joh, dominee daar in die plakkerskamp, en in die township, die mense is so oop vir praat. Jy weet, dis regtig nie die idee wat ons het van die townships nie, en ek kan dit bevestig, want ek was alself baie daar gewees. Die mense is oop vir gesels. Hulle is nie noodwendig bekeerd nie, maar hulle is oop vir gesels. En dit was Athene. Maar sommige van hierdie mense het met Paulus gespot. En ander was natuurlik redelik geïnteresseerd. Nou hierdie stad was deurspek met afgodediens en dit het Paulus se hart gebreek. En ek weet nie wanneer laas was jou hart stikkend oor jou werksmense rondom jou. Wanneer laas was jou hart stikkend oor jou kliënte? Wanneer laas was jou hart stikkend oor die mense wat jy sien loop rondom jou in die winkelsentrum en op die strate? Paulus se hart was stikkend oor Athene. Maar weet julle wat, daar's 'n amazing ding van Athene wat ek opgemerk het. Te midde daarvan dat hulle so oop was vir geselsies. Te midde daarvan dat hulle so godsdienstig was. Te midde daarvan dat hulle soveel honderde en duisende gode het hulle nie sommer elke ou se storie en preek aanvaar nie. Interessant, né? Jy sou dink dat soos in Suid-Afrika enigiets wat jy verkondig word verwelkom. Niks word teenkant gekry nie behalwe die goeie nuus van Jesus. Jy kan kom met 'n boodskap daar uit die ashoop uit, met klomp vuil pampoene en slegte reuke. En hulle sal sê, hier is die godsdienst van die dag, ouens. Hierdie ding is die wenner. Nie Athene nie. Athene, alhoewel hulle wou gesels, het alles getoets. Hulle het 'n plek gehad in die dorp met die naam die Areopagus. En elke nuwe boodskap, elke nuwe filosofie word daar verduidelik. En dan kry almal 'n kans om 'n vraag te vra en in 'n debat betrokke te raak. Nou ja, Paulus kry toe 'n uitnodiging want hy het 'n nuwe boodskap. Maar wat vir my mooi is die toespraak van Paulus. En ons gaan afsluit met Athene se boodskap hier. Paulus se boodskap was 'n meesterstuk. 'n Meesterstuk. Kry 'n uitnodiging, jy gaan jouself verduidelik, jy gaan sê waar jy vandaan kom, waaroor gaan hierdie boodskap en wat. En Paulus staan op, vers 24. Ek gaan vir julle 4 goeds gee, net 4. 'n Meesterstuk. Onder leiding van die Heilige Gees spreek Paulus oor, vers 24, die grootheid van God, die Skepper. As jy jouself wil verduidelik
met mense praat oor die evangelie, as jy jouself wil bewysstukke lewer, of bewysstukke wil bymekaar maak om jou saak te staaf, dan begin jy daar. Die grootheid van God, die skepper. Vers 25. Die goedheid van God, die voorsiener. Vers 26 tot 29. Die regering van God, die heerser, ja, die koning van alle konings. En in die laaste plek, vers 30 tot 34, die genade van God, die verlosser, wat hierdie Atheners so dringend nodig gehad het. So, vriende, ek het so 10 reëls, dan sluit ons af. Wat moet ons weet? Wat moet ons ken? Nommer 1, die goeie nuus van Jesus Christus, wat my gered het, en om dit uit die skrifte te kan bewys. Nommer 2, waar moet ek begin? Wat het ons nou geleer by Paulus se strategie? By die kerk, dankie, amper mis ons hom. By die kerk. Daarna die Bybelstudie. Daarna jou werkplek, jou familie, jou sportterrein en al die ander plekke waar jy jouself bevind. Nommer 3, wanneer moet ek dit doen? Elke dag. Maar dominee, ek getuig nie elke dag nie. Nou voel ek weer sleg, tot volgende Sondag. Tot die dominee weer 'n preek preek. Nee, jy moet nie sleg voel nie. Want niemand het gesê jy moet elke dag die evangelie verkondig nie. Waar het julle dit gekry? Waar kom ons aan hierdie inligting, vriende, dat ons elke dag die evangelie moet verkondig? Dit staan nie in die Bybel nie. Wat moet gebeur? Ek moet elke dag beskikbaar wees. Ek moet elke dag beskikbaar wees. Soos wanneer die onderwyser sê, julle skryf môre 'n toets, dan is die kinders gereg môre. Wel nou nie almal nie. Maar hulle weet hulle skryf 'n toets. As jou sportafrigter sê, julle daag hierdie week op vir 3 oefeninge, al is dit op 'n Sondag, dan gaan julle. Hoekom? Want die sportafrigter het gesê moet dit doen. Asseblief moenie weer na hulle luister nie. Ek sê nou vandag vir julle, moenie weer na hulle luister as hulle sê jy moet oefen op 'n Sondag nie. In eredienstyd nie. So dit staan nie in die Bybel dat ons elke dag die evangelie moet verkondig nie. Dit sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis 'n universele opdrag. Ons moet wel elke dag beskikbaar wees en die Here, ons koning, sal die afsprake maak. En as hy môre vir jou 'n afspraak het, dan moet jy jou afspraak nakom. As hy vir jou 'n afspraak het op 'n Woensdag, jy's daar in die winkel en jy's raak in 'n gesprek en jy sien hier's 'n behoefte, dan is jou afspraak Woensdag. Wat moet jy doen? Jy moet elke dag begin met hierdie woorde. Here, maak asseblief vir my 'n afspraak sodat ek met iemand hierdie goeie nuus wat binne in my borrel kan deel. Nou soos ek die Here leer ken het oor baie jare, sal hy dit doen. Hoekom? Want hy wil dit doen. Dis sy begeerte. Maak sy hart bly wanneer die evangelie verkondig word. En wanneer jy aanmeld vir diens en sê, Here, maak vir my 'n afspraak, dan gaan hy vir jou 'n afspraak maak. En daar gaan dalk 'n week verbygaan wat jy nie 'n afspraak kry nie, dis oukei, moenie sleg voel nie. Daar gaan dalk 'n maand verbygaan wat jy nie 'n afspraak kry nie, want wie maak die afsprake? Die Here. Nie ek nie. Vriende, hier's 'n groot les in, asseblief. Wanneer moet ek dit doen? Jy moet elke dag beskikbaar wees en die Here vra om jou afsprake te reël om mense te bedien. En al voel dit vir jou, jy mors jou tyd. Al voel dit vir jou, elke afspraak wat die Here vir jou maak, daar kom niks van nie. Moenie worry nie. Die opbrengs is nie in jou hande nie, net die gehoorsaamheid. Ek sluit af met ietsie wat Warren Wiersbe gesê het oor hierdie teks. Hy sê, after all, one soul is worth the whole world. En dan op 'n ander plek skryf hy sê, God may use you to call them, en hy praat van die mense daar buite. Take the gospel to your Athens. Gaan uit na jou familie, jou vriende, begin hier, kom na die Bybelstudie toe,
elke ander geleentheid waar ons versterk en geleer word en gaan wees lig daar buite. Amen. Goed, het ons iets geleer vanoggend, vriende? OK, goed, kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. Hemelse Vader, ons dankie vir die goeie nuus waarvan die opstanding van Jesus die fondasie is. Dankie dat Jesus koning is tot in ewigheid. En Here, ons het nou soveel meer vrymoedigheid. My gebed is dat U vir ons sal losmaak, dat U die bande en die strukture en die mure wat ons gebind het sal afbreek, sodat ons vrylopende getuies vir ons Here Jesus kan wees, en dat ons met mense sal praat, dat ons met mense sal gesels, en ja Here, dat ons bewys sal lewer van die kernelemente van die goeie nuus. En dan Here, die opbrengs, dis in U hande. U woord sê baie duidelik vir ons, U bou U kerk, en ons sê dankie daarvoor Here, dat U ABKP U bou, deur U ambassadeurs. Want dis die tipe koning wat U is. U is nie soos wêreldse konings nie. U werk deur ambassadeurs. U stuur hulle uit. U kom ons stig die vrede van 'n vredevolle wêreld om die ware vrede te kom bekend maak. U stuur U ambassadeurs uit nie met swaarde en gewere nie, maar met die woord wat skerper is as enige tweesnydende swaard. En U red verlore siele. Here, kom doen dit vir ons en vermeerder ons grondgebied in die naam van Jesus en onder leiding van die krag van U Heilige Gees. Amen.